of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I'm filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. I'm filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. I'm filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Yeah, yeah. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Yeah, yeah. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Here net ons hele hart uit wil ons vir u sê dat ons vir u lief is, dat ons u adore met alles wat ons binne ons is, tot so 'n mate dat ons wil hoor wat u vir ons wil sê. Fluister asseblief in ons ore, of gebruik 'n megafoon om ons daaraan te herinner, dat u vir ons lief is en dat u 'n pad met ons loop, al voel dit nie vir ons altyd of u ons hoor nie. Spreek, Here, ons wil u stem hoor vandag. Ons glo dat u die een is wat met ons wil praat. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade dan by ons wees. Mag jy sy stem hoor en weet, hy is nie stil nie. He's not silent, maar hy is hier by ons en wil in ons lewens inpraat. Mag sy genade by jou wees. Amen.
soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U, ons en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U, ons glo. My hart verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Ek hoor my naam, U liefde roep my dieper na die ware rus. Die majesteit oorweldig my, my krone moet val, hier waar ek buig. Die lewensasem sing oor my, en 'n liefdeslied spoor my hart vir U. Verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Ek hoor my naam, U liefde roep my dieper na die ware rus. Die majesteit oorweldig my, my krone moet val, hier waar ek buig. Die lewensasem
voor U val. Daar is niemand hoor, daar is niemand hoor. Nie alleen is heilig. Daar is niemand hoor, daar is niemand. Nie alleen is heilig. Daar is niemand hoor, daar is niemand hoor. Nie alleen is heilig. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Here, ons doen dit hopeloos te min om net voor U neer te val en te sê dat U die grootste is. Of in typiese kerktaal dat jy alwetend is, alomteenwoordig, heilig. Aan U kom die lof en die eer toe, Here. Praat met ons luister graag. Amen. Baie welkom aan almal. Dis 'n lang naweek. Dis so 'n bietjie leer is gewoonlik. Daar's nie kinderkerk nie en nie sonnaarskool nie. Volgende week is die skoolvakansie. Ons vermoed dit gaan so half bietjie afplat tot die skole weer aan die gang is. Net so vinnig oor ons reeks. Ons maak net vandag klaar met ons reeks oor jy wat briewe aan jouself sou skryf. Wat jy vir jouself sou sê as jy jonger was. Ek gaan net 'n bietjie weer daaroor vra, maar wie was voor 1970 gebore? Steek gou julle aan. Nee, kom ons maak dit 1965. Voor 1965. Goed. OK. Wie was voor 1940 gebore? Is al so iemand? Wie is in die 30er jare? Daar's hy. Oom Chart. Dan nog iemand? Goed. Wie was voor 1900 gebore? OK. Wie is tussen 1940 en 65 gebore? Daai bracket. OK. 65 tot 1980. Van 1980 tot die jaar 2000. En wie is in hierdie eeu gebore? Van 2000 af tot nou toe. Wie is in die afgelope 5 jaar gebore? Ons gaan 'n bietjie gesels oor generasies. Hier is 'n klomp generasies in hierdie kerk, hoor, is 'n klomp verskillende mense. Wat sou ek en jy skryf vir die jonger weergawe van jouself? Dit kan nou wees 40 jaar terug, dit kan ook net wees 2 maande terug. Maar wat sou jy vir jouself gesê het vandag, een van die baie moeilike onderwerpe, ek gaan net daaroor gesels, ons bietjie rustiger te wees. Ons bietjie op die Here te wag. Crucial boodskap dink ek, wat ons elkeen moet hoor en wat ek beslis moes hoor en moet hoor. Dit lyk vir my, ons gaan nie rugby gesels nie, ek hoor die Bulle daarom gewen, baie geluk, die Stormers het ook daarom gewen, die Sharks het net deurgeskraap as ek reg, en die Leeu's het net dit nie gemaak nie, ons praat nie oor skeieregters en sulke goeters nie, ons bly maar stil daaroor, en dan, ek is nou nie 'n groot Hamilton fan nie, nee, ek is nou eerlikwaar, maar hy lyk nogal mooi en rooi, ek moet sê, en die Ferrari lyk hy al te veel, of ek van hom kan begin hou in hierdie jaar. Ek weet nie, ek dink die Formule 1 is aan die gang op hierdie stadium. Nadia, het jy 'n score daarso? Niks nie. Goed, baie dankie. Ons wil niks hoor nie. Ons sal vanaand 11 of vanmiddag 11, oggend 11:00 gaan hoor wat het gebeur. Goed, daar's geleentheid vir offergawes en dan gaan ons met die skriflesing voort.
net so, daar's 'n wit Isuzu bakkie neem ek aan, KM16JV-GP. Sy alarm bly afgaan. Wie nie gaan loer daar nie asseblief. 'n Wit Isuzu bakkie, net gou sien of iemand reageer. Wag julle nou eers dat ons weer sing, dan gaan julle uit. KM Kilo Mike 16 Juliet Victor. Okay, daar's hy. Dankie. Goed, ek het sommer in die week so videoetjie iewers te gekry en ek dink ek wil hom dalk vir jou speel. Dit eintlik niks met betrekking tot op vandag se preek nie en tog baie. So sit sommer net en ek dink hy's omtrent so 15 sekondes. Jy moenie eens baie lank kyk nie want dis baie kort. Sommer net vir my nogal iets beteken. Goed, ek weet nie vir wie was dit gewees nie, maar partykeer voel mense dit alles storm op jou af en hierdie stampede gaan oor jou gaan en dan is daar net hierdie figuur wat ons Jesus noem, wat kom sê, ek is by jou. Kom ons gaan weer na ek wil met 2 goeters begin om iets van myself te vertel. Dis regtig baie moeilik om te preek. Nie noodwendig net die sinne agter mekaar sê en hierso staan en dit lewer nie, maar dit wat in die kantoor in jou studeerkamer gebeur om hier te kom. Die eerste is, ek weet nie vir wie ek moet preek nie. Ons nou gepraat oor die verskillende generasies. So die ouens sê vir ons, daar is sulke verskillende generasies, hulle het name gegee vir hulle, almal voor 1965, steek gou weer julle hande op. Ek wil nie vir hulle vra om op te staan, hulle staan moeilik op. Daai ouens noem hulle die silent generation. Dis die ouens wat groot geword het met kinders word gesien en nie gehoor nie. So hulle het stil gebly. Maar hulle het ook 'n klompie goeters gecreate daarom in hulle tyd, maar dis die eerste klomp ouens. Hulle verstaan nie van jy spandeer net geld nie. Hulle draai hulle sente om. Hulle is kinders wat groot geword het net uit die depressie, net na die depressie uit. So hulle is nogal, nie sê synig nie, maar hulle is versigtig met hulle geldjies. Van 1965 tot 1980, steek gou julle hande op jou. Ons noem ons self die baby boomers. Dis was die vinnigste groeiende tyd wat gebeur het. Alles wat groot en vandag nog redelik groot is toegebou. Selfs die ou nasionale party was so half 'n produk daarvan, maar Absa Bank of die ou Volkskas Bank en Sanlam en sulke groot korporasies is nogal daai ouens se brainchild gewees. Hulle het baie ingesit, hard gewerk, hulle het dinge laat gebeur. Hulle het gesê, ons gaan nie net stil sit en niks sê nie, ons gaan dinge laat gebeur. Toe kom in 1980, so tussen die 1980 en kom ons maak dit die jaar 2000, steek gou julle hande op, 1980 tot 2000, ons noem hulle die Generation X, en baie ouens gesê, julle is ook die Lost Generation. Ek weet nie heeltemal of dit waar is nie, maar is 'n generasie wat nogal gesukkel het met alles is die mekaar. Die muur in Oos-Berlyn het geval, kommunisme het geval, apartheid het geval, 'n klomp mure is afgebreek en ons het nie heeltemal geweet waarmee bou ons nou verder vorentoe nie en hulle is in daai tyd gebore waar so 'n bietjie te mekaar is. Toe kom die 2000 tot 2012, 13 eintlik tot 2018 en ons noem hulle die Generation Z. Steek gou julle hand op. Die millennials, ek kies die millennials. Julle is ons ouens wat so 'n bietjie weer konservatief begin raak. Ma's en pa's, dis interessant dat daar weer 'n nuwe stuk konservatisme plaasvind, veral onder daai klomp. En as jy hierso by 2015 verder aangebore is, daar is seker 'n paar van julle ook, steek julle hande gou op. Julle moet net op die banke staan om sigbaar te wees. Julle word die Generation Z genoem, die Generation Z'ers. Nigter weet hoe gaan julle vorentoe lyk, ek weet nie, ons weet nog nie, ons sien julle nog net, julle kruip rond en julle hardloop rond en julle is in graad 1 en graad 2 en dis wild.
Maar dis moeilik om te preek, want vir wie preek 'n mens? Preek jy vir silent generations of vir generation X? Waar pitch jy? Huisgenoot help ons daarmee. Wie is almal huisgenoot? Steek op jou hand. Wees trots. Of skaam jouself mors dood as jou hand op is. Huisgenoot sê die regte ouderdom om voor te pitch in enige artikel is graad 6. Die ou standaard 4's vir die silent generations. Dis as jy vir 'n graad 6 hoe oud is hulle dan? 12 jaar. As jy vir 10, 11, 12 jaar pitch, dan kan almal verstaan. Ek weet nie. So dis my een moeilike ding om te preek is om vir wie preek ons. Die tweede ding wat moeilik is om 'n preek uit te werk is, daar sekere temas wat kontroversieel is. Wat jy sukkel om oor te preek. Goeie soos geld. Daaroor bly maar stil. Jy praat nie regtig daaroor nie, want dis nou trap jy op ouens se tone en jy wil nie dit doen nie, of jy trap op hulle beursies of iets van ja, maar jy doen nie daai dinge, dis moeilik. Of ander morele issues preek jy ook nie sommer oor rassevraagstuk of aborsie of gays. Sodra jy daaroor preek, dan sal ek weet nie wat party ouens gaan kwaad word, party ouens gaan nie kwaad word nie. So mense vermy op 'n manier daai goeters omdat hulle net te moeilik en te lomp is en regtig waar eerder gespreksmatig aangespreek moet word as 'n eenrigting verkeer hier van die preekstoel af. Maar julle weet hoe moeilik dit vir my is om oor geld te praat en daarom gaan ek nie oor geld praat vandag nie. Maar moeiliker as om oor geld te praat is om oor vandag se tema te praat. Hoe sê mens vir mense wat deur enorme krisisse gaan in hulle lewe? Wag op die Here. Wees rustig. Jy is in 'n waiting season. Dit klink net te maklik. Dit klink te easy om te sê, ag, toe maar, die Here is besig met jou, maar jy sal okay wees. Dis hierdie seisoen waarin jy is en ja, wees net rustig. Ek dink dis een van die moeilikste goeders. Kom ons ek gaan 'n paar voorbeelde vir jou gebruik. Mense wat sukkel om swanger te word. En almal rondom hulle word swanger, maar hulle sukkel en hulle doen al die regte goeders en hulle het al die fertiliteitsklinieke besoek en al die goeders doen, maar hulle sukkel om kinders te kry en ek weet as in ons gemeente 'n klomp mense wat in daai fase van hulle lewe is en hulle sê ek wil so graag 'n kind hê en ek dink ek sal 'n goeie ma en 'n goeie pa wees, maar ek sukkel en ek hou nie van hierdie wag nie. Of jy 'n besigheid begin. En dit gebeur, maar dit loop so stadig in. Die nuwe kontrakte is min en far between. Dit gebeur nie wat jy gedink het in al die beplanning en al die besigheidsplanne wat jy opgetrek het en hoe jy die bank vertel het hoe jou besigheid gaan boom. Dit werk nie. Dit sypel net so deur. En dan weet jy mense nie hoe om hierdie ding te hanteer wat eintlik vinniger moet gebeur nie. En ek dink so sit ons met 'n klomp vraagstukke oor wat is dit wat die Here van ons wil vra? Wat doen ons in hierdie wagtyd? Of daar's ouens wat sê, ek wens so ek kan 'n vrou kry of 'n man kry. Ek het nou al by 7 dating sites geregistreer. En my vinger is al blou soos ek scroll, op soek na iets of iemand. Ek gaan selfs elke dag gym toe. En ek bad nou al 2 keer 'n week. En ek skeer my onderarmhare as jy dame is. So ek probeer regtig my bes om, maar dit lyk nie of die Here my hoor nie. Of oor jou gesondheid. Hoekom in hierdie tyd moet ek nou deur hierdie ding gaan? Elmarie, ek kan net dink hoe jy en JP daardeur moet worstel op hierdie stadium. Here, dis nie fair dat hierdie goed gebeur nie. Hoekom moet ek wag en niks lyk of dit in plek val nie? Of nou jy het geswat en jy is goed gekwalifiseer. Maar jy kry nie 'n werk nou as jy al by 'n honeursgraad of by 'n M wat jy al beplan. Jy wil selfs al 'n doktoraal doen net om iewers te vir jou, maar jy kry nie 'n werk wat jy bevredigend kan doen nie. Here, hoekom moet ons wag? Klaagliedere 3 sê,
Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mense wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Nou as jy klaagliedere verstaan, hierdie hoofstuk veral, begin hy elke keer met die woordjie goed. Hy sê eintlik in die oorspronklike taal, goed is dit om op die Here te bly hoop. Goed is dit om geduldig te wag. As jy wil sê, maar dis die beste wat jy kan doen is om net te wag. En nou is daar hoop verhale in die Bybel wat juist gaan oor dit, en dit wil ek met jou deel vandag. So kom ons, daar's 3 pointers, 3 goed wat ek wil sê oor om te wag, en by die tweede nou wil ek ietsie sê oor nog 3 goeters oor nommer 2. So dis nommer 1, nommer 2, 2A, 2B, 2C en 3. Dit maak ek nie. Goed, hier gaan ons. Die eerste ene, jy's in 'n goeie geselskap as jy vandag in hierdie waiting season is. Dis volop in die Bybel, trouwens die meeste leiers wat in die Bybel genoem word, het hier 'n tydperk gegaan van wag. Van die Here gee belofte, maar die realisering van die belofte gebeur heel wat later. Trouwens, ons gaan nou gesels oor Abraham en Sarah, behalwe vir dit, toe hulle die belofte hoor, ek gaan 'n groot nageslag en 'n land vir jou gee, het hulle al stukkie grond wat hulle gekry het, van daai groot land wat hulle Here vir hulle gee, was tannie Sarah se graf. Die groot nageslag, wel, hy sterf met 1 kind. Maar die Here het die belofte eventually laat gebeur, en dis vandag nog 'n reuse politieke vraagstuk en sosiale vraagstuk rondom die land Israel. Is dit die land van wat die Here vir hulle gegee het, en daarom veg hulle ten bloede teen Hamas en al die ander organisasies. Want dis hulle sinne wat die Here vir hulle gegee het. Ek dink julle onthou vir Josef, blue-eyed boy, kry 'n spesiale jassie by sy pa, color-coded. Josef moes 13 jaar wag in die tronk om eventually uit te kom. 13 jaar. Dawid word gesalf deur die dominee, en hy's reg vir hierdie nuwe job. Saul se dae is getel, maar vandat hy gesalf is tot hy uiteindelik op die troon is 15 jaar. Waar hy moes nie net wag nie, hy moes vlug. Saul wil hom doodmaak. Op 'n stadium in een van die grotte het hy die kans om vir Saul dood te maak, om hierdie belofte, die Here bietjie aan te help met hierdie belofte, en hy keer dit, hy sê hy gaan dit nie doen nie. Abraham, jy's nou 80 jaar oud, ek gaan vir jou 'n kind gee. 25 jaar. Ons gaan in die laaste punt weer 'n bietjie terugkom na Abraham en Sarah toe. Moses moet vir 40 jaar deur die woestyn trek, sy volk soontoe vat, en dan gaan hy nie eens in nie. Dan kan jy met 'n glimps van dit wat die Here die belofte hom gegee het. Selfs Jesus het 30 jaar geneem voordat sy openbare optrede begin het. En ek en jy? Here, as ek vanaand dit vra, wil ek dit môre hê. Moenie rude wees nie, Here. Moenie so geduldig wees met my nie. Doen dit nou. Dis op my wishlist. Asseblief, Here, ek wil dit nou hê. Gerard Junior, jy moet leer om op die Here te wag. Dis seker een van die moeilikste goed om te doen, want ek moet 'n belangrike ding nou sê wat jy moet hoor. As die Here 'n ding vir jou beloof het, en dalk het hy nie vir jou dit presies uitgeskryf nie, maar dalk weet jy dis wat die Here vir jou in die vooruitsig het. En jy's nou in hierdie tussentyd, en die tussentyd word te lank, en jy voel ongemak daarmee, dan begin ons ongelukkig glo dat ons droom, en dit waar ek nou is, verkeerd is. Dalk het ek die Here verkeerd gehoor, of dalk maak ek nou droog
doen ek nou verkeerde dinge en daarom realiseer die droom nie. So ons plaas die blame op onsself en sê, dis my skuld en daarom gebeur dit nie. Dis niks met jou te maak dalk nie. Dalk wil die Here jou juist gebruik, punt nommer 2, om juist te sê, ek gaan jou voorberei vir hierdie pad. Wees jy net rustig. So moet nou nie vandag is o genade, omdat ek so sondig is omdat ek nie dit gedoen het nie, en nie 3 maal 'n dag Bybel lees nie, en 7 maal 'n dag bid nie, en dis nie daai goeie, dis net in die waiting season waar jy nou is, so moet jy verkeerd doen nie. Ek het elke week die twyfelagtige voorreg om binnelandse sake toe te gaan. En gelukkig het ons nou so vinnige kantoor wat ons help om die huwelike te registreer. Maar as ek daar buite kan sien hoe sit die mense, hulle sit daar deesdae al stoele daarom uitgehaal. Dankie vir die nuwe minister. Hulle staan nie meer in die straat en reën nat nie. Hulle probeer hulle help, maar die ouens staan en wag en wag en wag. Hoekom wag en wag hulle? Omdat hulle iets verkeerd gedoen het? Nee. Net bloot omdat die stelsel dit so doen. En op 'n manier is God besig met ons en moet ons soms net wag. Dis frustrerend. Maar is die geheim. Tussen om gelowig te weet die Here het vir my iets aan die gang en om te vra daaroor, omdat dit nie nou realiseer nie, is daar 'n stuk spanningsveld wat oukei is. Wat jy moet besef gaan so wees. Tussen daar wat die Here jou wil hê en waar jy nou is daar baie keer hierdie botsende goeters. Maar as jy moet jy verkeerd is nie. Is dit nie die Here se pad? Is dit lekker? Nee, glad nie. Trouwens, ek het vir julle gesê, daar's 'n klomp ouens in die Bybel, wat juis hier oor 25 jaar, 40 jaar lank worstel. Nie een van daai ouens gesê, dankie Here vir hierdie wagtyd nie. Nie een keer het hulle gesê, okay Here, kom ons bou 'n altaar en ons sê vir U dankie dat ons kan wag in 'n tou nie. Almal van hulle het 'n soort van 'n ongeduldigheid, amper 'n soort van 'n Engelse kommentator skryf, 'n holy discontent met dit wat gebeur. Hulle hou nie van dit wat hulle wil hê nie, hulle wil aanbeweeg vorentoe. Niemand het gesê, okay Here, dankie vir hierdie wagtydperk, ek love dit om so 'n bietjie te wag nie. Ek love dit om te wag vir 'n kind, of vir 'n vrou, of 'n man, of 'n gesondheid, of 'n... Die Here sê, ek verstaan dat jy gefrustreerd is. Ek sal by jou wees. Dawid skryf in Psalm 130, uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, hoor tog my hulpgeroep. So, Dawid sê, Here, come on, dis nou die 15 jaar wat hy wag. Ek wil nie meer wag nie, Here. Maar kyk het geskryf in vers 5. Ek stel my vertroue in die Here en ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as ek die wagte van die môre wagte op die môre. Ek is okay. Dis nie lekker nie, maar ek wag. Nommer 2. Terwyl jy wag, is God nie afwesig nie. Hy is steeds besig om te werk. So vir nou moet ons so 'n bietjie 'n prentjie gaan kry, wat is God besig om te doen? So alwe hemelse prentjie oor wat hy met my en jou maak. Hy dink hy doen 3 dinge. Hy doen in die eerste plek, maak hy jou bevoeg. Maak hy jou skills skerp om te kan werk en kan doen wat hy wil hê jy moet doen. Ek kan 'n storie van myself vertel. Julle ken nou my geskiedenis. Ek was 'n polisiekapelaan aanvanklik gewees. So my eerste 8 jaar in die bediening was in die polisie gewees as 'n dominee in die polisie. Nadat ek geswat het, ek gedink ek gaan nou in 'n gemeente instap en ek gaan iewers op die platteland. Ek dink my eerste beroep wat ek iewers in Chinoi in Zimbabwe gekry en ek kon toe nie oorgaan nie want ek het studieskuld gehad en hulle wil nie my laat gaan want ek kom studieskuld nie. So my volgende beroepstuk toe wag en niks gebeur nie en eventually toe kry ek 'n beroep van die Suid-Afrikaanse polisie mag op daai stadium af om 'n dominee te word in die polisie. Dis die begin 90er jare en ek en polisiemanne was nie goeie vriende nie. Dit was net na apartheid en ek het gehoor wat het gebeur met al die polisie eenhede
hoe hulle mense gesjok het om te praat, en julle ken daai hele storie in die laat 80er en 90er jare, almal het vlakplaas, al daai goeders het oopgemaak, vrye weekblad het alles, so ek was allergies vir hierdie polisieman, en gedink, so klomp helletjies daai, met alle liefde vir hulle, maar toe gooi die Here my in daai 8 jaar in 'n fase van my lewe wat ek moes leer teen 'n verskriklike spoed. Weekliks, nee, amper daagliks het polisiemanne hulle self doodgeskiet. Omtrent weekliks is daar egskeidings wat, en ek moes hierdie soort van pastorale werk op 'n sneller manier leer. Dit was vir my 'n wagtyd om my bevoegdheid, my skills aan te leer. Wat maak 'n mens met mense wat die bodem onder hom uitgepluk word? En skielik moes ek agterkom, ek moet met hierdie ouens werk en praat en ontlonting doen en daai hele rits terapeutiese prosesse doen, en ek word geleer wat ek op universiteit en voor dit nooit kon leer nie. Maar daar word op 'n kort plek geleer. Was nie vir my lekker altyd in die polisie nie. En dan het ons nog bliepers gehad, nog nie selfone gehad nie. En die blieper het in die middel van die nag afgaan, dan moet jy jaag Oosrand toe of Wesrand toe, ek het in Johannesburg gebly. So jy moet die wêreld vol jaag, omdat 'n polisieman hier 'n pyn het, ander een daar dood is. Maar ek het geweet, iewers te binnekant my, die Here is besig met jou. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar die Here was ook besig met die ou kreërs op Suid of Suiderlige gemeente, om hulle, julle ook voor te berei dat hierdie jong klong iewers te gaan in 'n gemeente gaan beland. En hierdie was ook 'n wagtydperk vir hierdie gewees, vir die gemeente gewees. En eventually val die prentjies in mekaar, val die puzzle in mekaar. Die Here wil ons bevoegdheid bou, stukkie vir stukkie. Is dit lekker? Weer eens, nee, geensins. Nommer 2, hy wil ook jou karakter bou. So hy leer jou die skills, maar jou talente, ek dink ek het iewers 'n aanhaling daarvan gemaak, jou talente bring jou op 'n plek, maar dit hou jou nie daar nie. Wat jou daar hou, jou sustain, is nie jou talente en jou gawes en jou skills nie, maar is wat is binne in jou karakter. Wat is die integriteit wat daar is? Wat is binne in jou, nie wat is rondom jou nie, nie wat het jy in jou kop nie, maar wat is jy binnekant? En daarmee is Here ook besig om jou stadig maar seker groot te maak en reg te maak vir hierdie plek. Dalk is jy die beste besigheidsman onder die son en boom jou besigheid. Maar as jy skielik miljoene rande het, dan weet jy nie wat om mee te maak nie. En dan val dit terug op karakter wat die Here sê, ek moet net daai karakter bietjie bou. Dalk gaan jy die beste pa en ma eendag wees. Maar dalk het jy nog nie heeltemal vrede gemaak met hoe jy groot gemaak is nie. Jy is dalk met 'n housepipe pimpel en pers geslaan en jy dink is die regte manier en dan moet jy eers 'n bietjie gesoffen word. Ek weet nie. Dalk wil die Here net vir jou sê, maar kom ek maak net eers mooi groot. Want daar's iets wat ek vir jou nie vooruitsig het. En daarvoor is karakter nodig. Ek het iewers 'n mooi storie gelees van 'n dogtertjie, wat 'n roomys wil eet, en die pa sê, "Jesus my kind, ons nou regtig al 20 roomys hierdie vakansie geëet. Ek dink jy kan nog 'n roomys eet nie. Daar's nie plek vir jou nie." Toe sê sy vir hom, "Daddy, I'm much bigger inside than outside." Karakter gaan oor jou, how big are you inside? Is jy daar binnekant waar jy behoort te wees? Nommer 3. Die Here leer ons ook 'n bietjie van afhanklikheid. Jy kan al die skills hê, jy kan die regte karakter hê, maar soms wil die Here vir jou sê, maar ek wil kyk of jy my gaan trust met alles. Here, gee my net 'n besigheidsgeleentheid, gee net 'n groot kontrak loslaan. Here, dan is ek reg, ek sal selfs die regte karakter hê, en dan sê Here, is goed so, maar as jy nou daai miljoene rande het, is ek so bang jy vergeet van my. Is ek so bang jy drop my. So kom ek leer jou 'n bietjie eers hoe om afhanklik van my te wees. Ek het gesê ek gaan nie oor geld preek en ek wil net 'n voorbeeld gebruik. Maar dis hoekom tiendes daar is, nê. Is nie net om te sê ons moet nou weer gaan Here gee en gee nie. Die Here sê daai tiendes van jou is
is die mate waarin jy wys, jy vertrou my. Ja, maar Here, ek het daai geldjies nodig vir die selfoonkontrak. Ek weet, maar trust my, ek sal vir jou gee. Wat ek van jou vra is, gee die eerste 10de vir my. Dit is in elk geval alles myne. Dit is nie geldpreek nie. Dit is gewoon afhanklikheid, vertroue. Dis so die Here van ons, wat die Here van ons verwag. Is jy gereed om my ten volle te vertrou? En ek dink daar struikel ons telke male. As Jesus ek gaan dit in Engels lees, maar dit is my mooi vertaling, die ou saligsprekinge skryf, dan vertaal die message om so, you're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God in his rule. Huh? As jy so 'n bietjie minder het, en jy weet ek is afhanklik van die Here, dan help dit net. So the waiting season is not a wasting season. Om maar 'n bietjie woordspeling te gebruik. In hierdie proses wil die Here sê, ek gaan by jou wees. Die laaste, onthou asseblief dat God se delay is nie deny nie. Daar is so 'n eenvoudige resepie wat mense aanvoer vir gebedsverhoring. Die Here sê baie keer ja, ek gee vir jou. Baie keer sê die Here ook vir jou nee. En dis nie lekker om te hoor nie, maar is okay. Die moeilike een is daai ene wat sê nie nou nie. Jy is nie nou op die regte plek nie. Jy moet wag. Jy kan nie as 13-jarige op 'n motorfiets klim, 'n 750 klim in die strate afjaag nie. Daar's 'n tyd wat jy gereed gaan wees vir, maar is nie nou nie. En daarvoor wil die Here ons groot maak, maar dis nie tyd hy vir ons sê, maar ek wil niks meer te maak hê nie. Trouwens, hy sê dit so mooi in Genesis 18, as ons terugkom by Abraham en Sarah, as die Here vir haar sê, jy gaan swanger word, ou girl is die regte term daarvoor, ou girl, sy is in haar 70's, jy gaan swanger word. Hulle was albei al oud, en Sarah was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê, nou het ek afgeleef is? En dit met my man wat 10 jaar ouer is, hy is nou nog meer ancient. Daar's geen manier nie. So sy lag by haarself. En die Here sê, hoekom lag jy? Hy sê, nee, ek lag nie. En dan skryf die Here die volgende versie, vers 15 en 16, vers 14, en dan sê die Here van, jy het gelag, maar ek gaan jou wys. Vers 14 klink so. Is iets te buitengewoon vir die Here? Is iets te ongewoon vir God? Suiderlig? Is iets te buitengewoon vir die Here? Trouwens, as hierdie verhaal in die Nuwe Testament geskryf word, in Hebreërs 6, dan klink dit so. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat hom beloof is. As die skrywer van die Hebreër boek terugkyk 3500 jaar terug en beskryf wat daar gebeur, sê, is omdat hy geglo het. Is omdat hy geweet het, daar's iets in die vooruitsig, en dan struggle mens met hierdie 25 jaar se, ek kry dit nie reg om dit te verstaan nie. Trouwens, hulle het ons nou selfs probeer om die Here te aan te help, né? Met Hagar wat by hom kom slaap het, en eintlik het Sarah wat dit gereël het, net om vir die Here te sê, en Ismael wat gebore is, en jy sien as ons so poog om die Here te help met 'n klompie triks, dan werk dit nie. Trouwens, ons het nog vandag met daai probleem oor Ismael se geboorte en die moslems. Dis 'n reuse vraagstuk wat daar al begin het, omdat ons sê, Here, is 'n bietjie stadig. Come on. Asseblief, ons is haastig. Ek weet nie waar in jou season is jy nie. Dalk is jy vandag in daai waiting season. En dalk weet jy as jy jouself herken nie. Maar sit nie vasgevang met hierdie ding van,
Here, as U daar is, hoekom is U stil? Hoekom doen U nie iets nie? As U almagtig is, soos U begin gesê het, kom dan kan jy ons nou alles doen. Hoekom is U, hoekom talm U? Hoekom nie my tydskedule ook in ag neem, Here? Here, my ouderdom loop ek aan. Here, die geleenthede raak al hoe minder en minder. Here, die plooie word al hoe meer en meer en meer. Ek is moeg en ek is gedaan, gestruggle. Hoor jy my nie? Dit lyk vir my as net een van twee maniere om dit te hanteer. Ons moet dit of hierdie tyd verdra met moeite en frustrasie en bitterheid en vra en moan en groan. Ou vertaling daai mooi die Ou Testament het daai mooi woord murmureer en kla. Of ons gaan hierdie wagtyd moet embrace, omarm en sê, "Joe, Here, ek verstaan geen stuk hierdie goeders nie, maar soos Dawid, ek sal op U trust. Ek sal U vertrou. Ek weet dit gaan gebeur. Ek wil dit graag nou laat gebeur. U lyk dit my 'n ander kalender daar vir U, maar ek sal U vertrou." As jy luister nou weer sy opsit van Dawid en Josef en almal van hulle. En hulle het gewag en gewag. Hier is die geheim. Waar hulle was en waar hulle uiteindelik gekom het, is ligjare uit mekaar uit. Maar die tyd tussen daar en daar was frustrerend. 40 jaar se frustrasies. Of 25 of 15 of 3 maande. Here, hoor ons asseblief. Ons wil nie ons waiting season 'n wasting season maak nie. So hou ons vas. Here, as dit so is dat ons iewers vasgehaak het in hierdie proses en skop en skree en nie meer gehoorsaam en vertrouen met vertroue werk en met kinderlike geloof werk nie, Here. Dan wil ons vra, herinner ons net weer daaraan soms, Here. Help ons net met hierdie tussentyd, hierdie interim tyd. Hierdie woestyntyd. Waar ons net van manna en nou en dan kwartels kan leef. Waar ons afhanklik is van water nou en dan. Maar U sal voorsien. Here, en ek ken mos nou die harte van hierdie gemeente. Ek weet mos nou as talle mense wat hier sit en sê, ja, ons maak 'n preek, hè. Maar ek gaan nou weer huis toe en ek gaan weer verder moet wag. Jy moet wag op die Here. Wil jy asseblief met elkeen van ons praat en vir ons sê, hier is my hand. Ek beloof jou. Jy is dalk nommer 312 op die lys. Maar ek is by jou. In hierdie tyd is ek besig om die goeders reg te maak vir jou. Ek droom oor jou. Gebruik hierdie as 'n tyd om jou skills op te skerp. Om jou karakter te bou. Om jou afhanklikheid van my te bely en te doen. Dis nie lekker nie, Here. Ons wil amper nie vir U sê dankie vir hierdie tyd nie. Maar is okay, ons sal die hand vashou. Dis egter en trouens al wat ons kan doen. Amen. Grander earth has quaked before, moved by the sound of His voice, and seas that are shaken and stirred
can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. And it is well with my soul. And it is well with my soul.
The waves and wind still know his name. So let go, my soul, and trust in him. The waves and wind still know his name. The waves and wind still know his name. Jy staan nog vandag hier so en wonder, is nie so wel met my siel nie. Die binnekant is 'n gedruis en 'n geruis. En die golwe slaan. Woes. En dan kom God self nader en sê, my genade, my liefde sal by jou wees. Ek sal jou God wees, ek sal jou dra. Selfs in hierdie tussentyd, hierdie wagperiode, selfs daar is ek jou God. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader is en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, mag dit by jou wees, terwyl jy wag. Amen. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons troon en U ons U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan